Ons weet dat Psalm 119 die langste psalm in die Bybel is. Ons gebruik dit dikwels wanneer ons die belangrikheid van God se woord wil beklemtoon. Maar ons kry besonderse bemoediging in hierdie hoofstuk wanneer ons probeer om ons daaglikse lewe 'n pad te vind. Psalm 119 beskryf in vers 105 die woord van die Here as 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. In daardie tye het lampe slegs 1 of 2 tree voor jou uitgeskyn. En die geheim vir daaglikse spanning is nie om die hele toekoms hoef te sien nie, maar om net genoeg lig te kan hê om by die volgende stap te kan uitkom, die volgende tree. Die geheim vir daaglikse angs lê daarin. Stel jou voor dat jy deur 'n moeilike, onbekende terrein gaan stap toe jy in die Drakensberge gaan stap het. Die son het ondergegaan, die donker het op jou toegesak, en jy voel maar kan dit nie waag om te loop nie. Skielik kom daar 'n plaaslike skaapwagter, en hy gee vir jou nie 'n groot, kragtige vloedlig wat die hele voetpad verlig nie, hy gee net vir jou 'n klein olielampie. Jy kyk na die lantern, jy kla, ag, maar dit gaan nie werk nie. Ek kan nie die brug wat 3 kilometer hier vandaan af sien nie. Ek kan nie die kampeerplek waarin ek op pad is sien nie. Ek kan omtrent net 'n meter voor my sien. Die skaapwagter glimlag en sê, jy hoef nie die brug wat 3 kilometer ver is te sien nie. Jy hoef nie die volgende meter op jou pad te sien nie. As jy hierdie stappe neem, deur in die lig van die lamp te loop, gaan die lig saam met jou beweeg. En die volgende meter gaan vir jou sigbaar word. En dit is waar Psalm 119 vers 105 ons regtig help. Jy sien, ons wil hê die Here se woord moet soos 'n GPS optree. Hy moet vir ons stap vir stap aanwysings vir die volgende 5 jaar gee. Maar as hy wysheid, gee die Here liewer vir ons 'n lamp. 'n Lamp wys nie jou bestemming nie. Dit wys jou net die volgende regte tree. Dit gee jou genoeg lig om eerlik te bly in die volgende vergadering, om vriendelik te wees in die volgende argument, om hom te vertrou vir hierdie dag se brood. Die geheim van 'n geseënde lewe is nie om al die antwoorde te hê nie. Dit is om die moed te hê om daar 'n een tree te gee wat God sy lig op laat val het, en te vertrou dat sy lig daar sal wees vir die volgende tree wat jy moet gee. Daarom wil ek vir jou 'n skemaatjie probeer wys, en ek hoop jy sal dit kan sien op jou skerm. Die volgende 5 stappe, as jy hierdie lamp vir my voet beginsel van vers 105 wil toepas. In die eerste plek, verskuif jou fokus van die eindpunt na die reis. Wanneer ons oorweldig word, is dit gewoonlik omdat ons probeer om stap 50 op te los, terwyl ons nog by stap 1 is. Nommer 2, identifiseer daardie een tree van jou. Wanneer jy na jou uitdagings kyk, onderskei tussen die wat ver weg is, buite jou beheer, en die wat onmiddellik is, binne jou bereik. Die slagyster is om jou te bekommer oor hoe 'n projek oor 6 maande gaan lyk, hoe 'n verhouding oor 5 jaar van hier af sal lyk. Onthou die beginsel van die lamp. Vra eerder, wat is die volgende regte ding wat ek vandag kan doen? Byvoorbeeld om daardie moeilike telefoonoproep te maak, om daardie nota neer te skrywe, om te kies om nie 'n harde woord in 'n vergadering te sê nie. Nommer 3, bid vir jou daaglikse brood, nie vir jou weeklikse spyskaart nie. In plaas daarvan om vir die Here te vra om jou die hele kaart te wys, bid spesifiek vir wysheid in die situasie. Here, gee my die regte woorde vir hierdie 2 uur vergadering. En vertrou dat wanneer jy by die 2 uur vergadering aankom, die lig vorentoe sal beweeg om jou te wys wat jy 3 uur moet doen. Nommer 4. As jy nie seker is wat die volgende stap is nie, soek daar die vashou plekke in die skrif. Jy het nie 'n teken uit die hemel nodig as die lamp van die woord jou reeds 'n duidelike opdrag gegee het nie, soos, wees vriendelik, vertrou, moenie lieg nie, werk opreg. En dan nommer 5, oefen gehoorsaamheid in tye wat dit donker is. Soms lyk die pad vorentoe pikswart. Jy voel asof die lamp uitgegaan het. In daardie oomblikke moet jy stil staan by die laaste bietjie lig wat jy gehad het. Moenie groot veranderings, paniekbevange skuwe maak in tye wat dit donker is nie. Wag tot die volgende stap verlig word, omdat jy daaroor bid, omdat jy raad vra, omdat jy duidelikheid by die Here soek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat U vir ons die genade sal gee om Psalm 105 se beginsels toe te pas. Amen.